Goeiemôre aan elkeen van julle en 'n baie geseënde Sabbat ook. Dis vir my 'n groot voorreg om saam met u nou te wees. Mag ons harte oop wees vir God se woord, terwyl ons saam nadink oor 'n baie interessante vraag van Jesus. Wil jy gesond word? Vriende, kom ons bid saam. Ons liefdevolle Hemelse Vader, Here, baie dankie vir u woord wat vandag nog lewe. Dankie dat u nie net na ons uiterlike kyk nie, maar u ken ons harte. En ons bid vanoggend asseblief dat die Heilige Gees ons sal lei om te luister wanneer U nou met ons praat. Here, mag ons raak sien die lesse wat U vir ons het in hierdie verhaal en mag ons ook gehoorsaam wees wanneer ons U stem hoor. En dankie Here dat U ons wil gesond maak. Dis ons gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou vriende, as ek vanoggend vir elkeen van u individueel sou vra, wil jy gesond word? Dan dink ek die meeste van ons sal sonder om te dink antwoord, ja natuurlik. Want as jy vir iemand anders vra, wil jy genees word? Is jy moeg vir pyn? Wil jy weer vreugde ervaar? Ek dink daar's nie regtig iemand wat sal sê, nee dankie, ek verkies om so te bly nie. En tog, toe Jesus hierdie vraag vra, antwoord die man nie met 'n onmiddellike ja nie. En dis vir my nogals iets baie interessant. Want hier lê 'n man 38 jaar lank en elke oggend wanneer hy wakker word, is dieselfde pyn. Elke aand as hy gaan slaap, is dit dieselfde teleurstelling. En hy het waarskynlik al honderde kere gedroom van die dag wanneer hy weer sou loop. En toe die geleentheid uiteindelik voor hom staan, antwoord hy nie met ja. Hy antwoord met 'n verduideliking, so amper met 'n verskoning, met sy storie. En ek kan nie help om te wonder, hoeveel keer doen ons nie presies dieselfde nie? Die Here vra, vertrou jy my? En ons begin verduidelik. Die Here vra, wil jy hê ek moet jou verander? En ons begin vertel wat ander mense aan ons gedoen het. Die Here kom en hy vra, wil jy gesond word? En ons antwoord uit ons verlede uit. En ek glo regtig dat hierdie verhaal gaan oor baie meer as net fisiese genesing. Ek glo Johannes wil hê ons moet iets baie dieper hier ontdek. Want Jesus het nie net gekom om 'n man te maak loop nie. Hy het gekom om 'n hart te herstel. Nou Johannes begin hierdie verhaal in Johannes hoofstuk 5 deur te sê, hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. Johannes 5 vers 1. Nou Jerusalem was op daardie stadium die geestelike hart van Israel. Nou gedurende die groot feeste het duisende pelgrims na die stad toe gestroom. Mense het gekom om offers te bring, om God te aanbid, om vergifnis te ontvang, om sy teenwoordigheid te ervaar. En as jy deur Jerusalem sou stap, dan sou jy die klank van lofliedere hoor. Jy sou die reuk van offers ruik. Jy sou priesters sien beweeg tussen die mense. Dit was 'n stad vol godsdiens. Maar Johannes neem ons nie eers tempel toe nie. Hy vat ons na die rand van die stad, na die skaappoort. En dit is vir my nogals baie betekenisvol, want die skaappoort was die ingang waardeur die offerlammers ingebring is. Nou, eeue tevore in Nehemia 3 lees ons dat daardie poort spesiaal herbou is, en elke dag is lammers deur hierdie poort gebring om geoffer te word. En nou stap die ware lam van God deur hierdie selfde poort. En ek dink nie Johannes sê dit verniet nie, dat dit die skaappoort was nie. Die een wat uiteindelik die sonde van die wêreld sou dra, loop deur dieselfde poort waardeur die offerlammers altyd gekom het. Selfs voordat Jesus een woord sê, verkondig sy teenwoordigheid reeds die evangelie. Hoe mooi is dit? Nou net binne hierdie poort was 'n bad gewees. Johannes noem die naam Bethesda. Nou in Hebreëus beteken dit huis van genade, house of mercy. En vriende, wat 'n pragtige naam. Maar kyk wat lê daar. Nie vreugde nie, nie feesviering nie, nie lewe nie. Daar lê blindes, lammes, krepeles, sterwende mense. Mense wat wag, mense wat hoop, mense wat moed verloor het. Die plek wat huis van genade heet, lyk eerder soos 'n plek van wanhoop. Nou vir baie eeue het skeptici gesê dat Johannes hierdie bad opgemaak het. Daar was mos geen bewyse daarvoor nie. Maar in die 19de eeu het argeoloë begin grawe naby die Sint Anna Kerk in Jerusalem. En wat ontdek hulle? Presies wat Johannes van skryf in hoofstuk 5.
'n groot kompleks, 2 reservoirs, 5 pilaargange, net soos Johannes geskryf het. En ek kan nie help om so effe te glimlag wanneer ek sulke ontdekkings van lees nie. Want die Bybel het nooit argeologie nodig om waar te wees nie, maar argeologie haal eenvoudig later die Bybel in, want God se woord staan, altyd. Nou Johannes sê vir ons verder, daar het 'n groot menigte siektes gelê. En vriende, dink vir 'n oomblik daaroor. 'n Groot menigte. Nie 10 mense of 20 of honderde nie, miskien selfs meer, baie, baie meer. Baie blindes, baie krepeles, lammes, kinders, ou mense, mense wat niemand meer wou hê nie. Nou Ellen White skryf vir ons so mooi in die Koning van die Eeue. Sy sê dat Bethesda die ellende van die mensdom uitgebeeld het. Oral was daar mense wat smag na genesing, maar wat magteloos was om hulle self te help. Sy skryf dat Christus na hierdie plek gekom het waar lyding en hulpeloosheid saam getrek het, om te openbaar dat hy die bron van ware lewe en barmhartigheid is. En vriende, is dit nie die prentjie van ons wêreld vandag nie? Ons leef tussen mense wat fisies dalk gesond lyk, maar emosioneel so stikkend is. Mense wat glimlag, maar alleen huil. Mense wat suksesvol lyk, maar leeg voel. Mense wat kerk toe kom, maar swaar laste dra waarvan niemand weet nie. Maar die wonderlike nuus is, Jesus vermy nie sulke plekke nie. Hy gaan juis daarheen. Nou daar was 'n algemene geloof onder die mense, veral hier, dat wanneer die water beweeg, die eerste persoon wat daarin klim, genees sou word. Nou of dit werklik deur 'n engel gebeur of bloot 'n volksgeloof was, dis nie Johannes se fokuspunt hier nie. Johannes wil hê ons moet die hart van die mense hier sien. Kan julle die toneel voorstel? Skielik beweeg die water en onmiddellik probeer almal eers te wees, die sterkste, die vinnigste, die een met familie wat hom kan dra, die een met die meeste hulp. En die swakkes, hulle bly agter. Elke keer. Vriende, hoe tragies. 'n Plek wat huis van genade beteken, het 'n plek van kompetisie geword. Nou ek kon nie help om myself af te vra, is dit nie soms ook wat in ons gemeentes gebeur nie? Ons vergelyk. Ons meet onsself van ander. Wie weet die meeste? Wie dien die meeste? Wie bid die mooiste? Wie lyk die mees geeslikste? Maar genade werk nie deur kompetisie nie. Genade sê nie, wees eerste, want dan wen jy nie. Genade sê die een wat eerste was, het sy plek prysgegee sodat ek en jy kan lewe. Dit is die evangelie. Maar toe gebeur iets ongelooflik. Te midde van hierdie hele groot skare stap Jesus na een man toe. Hoekom? Hoekom hierdie een? Hoekom nie na die blindes eerste nie? Hoekom nie na die kinders nie? Nou ons lees in die Gees van Profesie iets baie aangrypend. Sy wys daarop dat Christus hierdie man gekies het omdat sy toestand die mens se totale hulpeloosheid uitgebeeld het. Hierdie man het niemand gehaat nie. Geen menslike hoop het oorgebly nie. En juis daar waar alle menslike hulp ophou, openbaar Christus die krag van God. Vriende, is dit nie hoe God dikwels werk met ons ook nie? Wanneer ons uiteindelik besef, ons kan nie onsself red nie, dan ontdek ons dat hy nog die heeltyd naby ons was. Die wêreld kyk na ons vermoë, maar Jesus kyk na behoefte. Die wêreld sien prestasie, maar Jesus sien jou pyn raak. Die wêreld sien 'n skare, maar Jesus sien die een. En miskien is dit 'n baie belangrike gedagte om oor na te dink. Jy mag dalk voel jy is net nog 'n gesig tussen miljoene mense. Jy mag dalk voel niemand sien jou nie. Niemand verstaan jou stryd nie. Niemand weet hoe lank jy al wag nie. Maar Jesus stap deur die skare en hy stop by jou. Vriende, kan julle hierdie toneel sien? Daar is honderde mense, oral waar Jesus kyk is daar lyding. Blindes, lammes, krepeles, mense wat huil, mense wat bid, mense wat wag. En tog stap Jesus reguit na hierdie een man toe. En ek wonder, hoeveel keer het hierdie man mense sien verbyloop? Dalk elke dag. Mense op pelgrims op pad na die tempel toe. Priesters dalk, die leviete, families, kinders. Maar niemand stop nie. Niemand vra sy naam nie, niemand vra sy storie nie. Maar toe stop Jesus. En ek is mal oor hierdie oomblik wat beskryf word in die Koning van die Eeue.
dat Christus se hart met innige meegevoel vervul was toe hy die toneel aanskou. Hy sien nie 'n verlamde liggaam nie, hy sien 'n mens wat deur jare se lyding moed verloor het. Die verlosser kom nie met 'n koue afstandelikheid nie, maar met goddelike ontferming. Vriende, ons aanbid 'n God wat voel. Hebreërs 4 vers 15 sê vir ons, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee kan hê met ons swakhede nie. Hebreërs 4 vers 15. Hy verstaan, hy weet, hy sien. Nou voordat Jesus een woord gesê het, het hy reeds geweet. Johannes skryf vir ons, toe Jesus hom sien lê en weet dat hy al lank siek was. Vriende, Jesus vra nie vrae omdat hy inligting nodig het nie. Hy weet reeds. Hy weet hoe lank. Hy weet hoeveel nagte. Hy weet hoeveel teleurstellings. Hy weet hoeveel gebede. Hy weet hoeveel trane. Hy weet hoeveel mense hom al teleurgestel het. Hy weet hoeveel keer die man gedink het, dalk volgende keer. En dan gebeur niks. En is dit nie wonderlik nie? Jesus hoef nie eers gevra te word voordat hy begin werk nie. Hy kom, hy sien, hy weet. En persoonlik is hierdie vir my so 'n gerusstellende wonderlike gedagte of belofte van Jesus. Hy sien my nood en hy kom my te hulp, nog voor ek selfs vra. Maar dan lees ons van die vreemdste vraag. Jesus vra 'n man wat 38 jaar hoop om weer te kan loop, wil jy gesond word? Nou as ek daar was, sou ek waarskynlik gedink het, Jesus, dis mos bietjie van selfsprekend. Dis amper soos om vir 'n dors mens te vra, wil jy water hê? Of vir iemand wat honger is, wil jy iets hê om te eet? Maar waarom vra Jesus hierdie? Die Griekse woord wat Johannes hier gebruik, sukkel ek so klein bietjie om uit te spreek, hygeus. Maar die betekenis is baie mooi en dit beteken soveel meer as net gesond. Dit beteken heel, volledig, ongebroke, herstel, gesond in jou hele wese. Met ander woorde, Jesus vra nie, wil jy weer loop nie. Hy vra, wil jy heel word? Nou dis 'n heel ander vraag eintlik, want baie mense wil hê hulle pyn moet ophou, maar nie almal wil verander nie. Baie van ons wil hê ons omstandighede moet anders wees, maar ons wil nie noodwendig anders wees nie. Maar nou gebeur iets baie merkwaardigs in Johannes 5. Jesus vra, wil jy gesond word? En die man sê nie ja. Hy sê, Here, ek het niemand. Vriende, hy antwoord nie eers Jesus se vraag nie. Hy vertel sy storie, hy verduidelik op 'n manier. Hy verduidelik waarom dit nog nooit gewerk het nie. Hy verduidelik waarom dit onmoontlik is. Hy verduidelik waarom ander mense die probleem is. En as ons eerlik is dit nie presies hoe ons ook partykeer bid nie? Here, ek kan nie, want Here, as my man maar net, as my vrou maar net, as my kinders maar net, Here, as my baas maar net, as my verlede maar net, as daardie persoon. Ons antwoord so dikwels God uit ons omstandighede uit, eerder as uit ons geloof. En ek dink nie hierdie man was bitter omdat hy 'n slegte mens was nie. Dalk was hy nie eers bitter nie. Maar ek dink 38 jaar doen nogals iets aan 'n mens. En ek dink baie van ons verstaan dit dalk. As jy lank genoeg teleurgesteld is, dan begin jy anders dink. As jy lank genoeg verraai is, dan begin jy mense wantrou. As jy lank genoeg siek is, dan begin jy glo, dis nou maar my lewe. As jy lank genoeg met skuld leef, dan begin jy glo dat God jou nie meer gaan gebruik nie. As jy lank genoeg alleen is, dan begin jy glo niemand sal jou ooit lief hê nie. Vriende, sien julle, omstandighede begin later ons identiteit vorm, en dit is presies wat Satan wil hê. Want as hy jou identiteit kan steel, dan hoef hy nie eers meer jou vas te bind nie. Jy bind actually jouself. Maar dink net, 38 jaar. Vriende, dit beteken meer as 13.800 dae, meer as 13.800 oggende, meer as 13.800 teleurstellings. Vriende, hoeveel keer het hierdie man gehoop? Hoeveel keer het hy gedink, vandag? En dan is daar iemand anders wat eerst in die water is. Nou die Gees van Profesie skryf so mooi vir my, dat sy hoop telkens verydel is, totdat hy byna moed opgegee het. Vriende, nou daar is mense wat vanoggend dalk luister,
wat nie meer verwag dat God iets gaan doen nie. Jy glo nog, jy bid nog, jy gaan nog kerk toe, maar diep binne het jy dalk opgehou hoop. En hier's die gevaar. En ek wil hierdie baie versigtig sê, hierdie man se sonde was nie dat hy siek was nie, en Jesus veroordeel hom nooit vir sy siekte nie. Maar vriende, daar is iets wat 38 jaar doen. Sy hele wêreld het begin draai om hierdie bad, om die water, om die probleem. Hy kon nie verder sien nie. Hy het geglo as ek net by die water kan uitkom. Maar die bron van lewe staan nou langs hom. En hoe dikwels doen ek en jy dit ook? Ons sê, as ek net hierdie werk kan kry, as ek net daardie verhouding kan herstel, as ek net finansiëel kan regkom, as ek net kan genees, as net dit, as dat. En intussen staan Jesus langs ons. Ons kyk na die water, ons kyk na ons omstandighede as oplossing. Maar Jesus vra dat ons na hom moet kyk. En dan verstaan ek waarom Paulus later skryf, word verander deur die vernuwing van julle denke. Want let op hier saam met my, hy sê nie verander eers jou lewe nie, hy sê laat God jou denke verander, want ons lewe volg ons denke. Spreuke 23 vers 7 sê, soos hy in sy hart dink, so is hy. En vriende, die vyand probeer nie eers jou hande beheer nie, hy probeer jou denke beheer. Want as hy jou denke beheer, dan beheer hy jou lewe. En dis dalk waarom Jesus nie begin by die bene van hierdie man nie, hy begin by die hart. En vriende, kan ek jou vanoggend iets persoonlik vra? Wat is jou, ek het niemand sin? Wat is die sin wat jy al vir jare dra en vir jouself sê? As my ouers maar net, as my man net, as ek nie daardie trauma gehad het nie, as ek nie daardie fout gemaak het nie, wat is jou storie? Want Jesus hoor jou storie, maar hy wil nie hê jou storie moet jou identiteit word nie. Toe Adam gesondig het, wat het hy gedoen? Dis die vrou. En toe Eva, dis die slang. Dis die mens se natuurlike reaksie, ons verduidelik, ons wys, ons blameer. En luister mooi, dit beteken nie ander mense het ons nie seer gemaak het nie. Dis glad nie wat ek hier sê nie. Dit het gebeur. En dis, dit beteken nie die trauma is nie werklik nie, want dit is verseker. So dit beteken nie dat verraad nie seer maak nie, dit maak baie seer. Maar Jesus vra my en jou vandag, gaan jou verlede die laaste woord hê, of gaan ek? En ek dink dis 'n goeie vraag. Want ek dink dalk was die grootste verlamming by Bethesda uiteindelik nie hierdie man se bene nie. Die grootste verlamming was dat 38 jaar van teleurstelling sy verwagting begin definieer het. Hy kon nie meer sien wat moontlik is nie. En tog het hy nie besef dat die een wat lewe gee reeds langs hom staan nie. En ek wonder tog by myself, hoeveel mense sit vandag in die kerk wat nog glo in God, maar nie meer glo dat God ons kan verander nie. Hoeveel mense leef met die gedagte, ek gaan altyd so bly. Ek sal altyd hierdie wond dra. Ek sal altyd hierdie sonde hê. Ek gaan altyd vasgevang wees. Maar vriende, Jesus se volgende woorde gaan alles verander. Want die verlosser gee nie net 'n uitnodiging nie, hy spreek 'n bevel uit. En wanneer Christus spreek, gee hy terselfdertyd die krag om te gehoorsaam. Nou vriende, ons lees verder in Johannes 5 dat Jesus het nou die vraag gevra. Die man het sy storie vertel en vir 'n oomblik staan die wêreld stil. Kan julle hierdie stilte hoor? Ek wonder wat die mense rondom hulle gedink het. Dalk het hulle geluister. Dalk het iemand gefluister. Hierdie man verstaan nie dat hierdie man nie kan loop nie. Want vir 38 jaar was daar een ding waarvan almal seker was. Hierdie man gaan nie weer loop nie. Maar dan praat Jesus. Nie lank nie, nie ingewikkeld nie. Net 3 eenvoudige opdragte. Staan op. Tel jou slaapmat op en loop. Johannes 5 vers 8. Nou vriende, as ons eerlik is, klink dit amper absurd. Dit is soos om vir 'n blinde te sê, kyk, en vir 'n dowe te sê, luister, of om vir Lazarus te sê, kom uit. Maar dis presies hoe God werk. Ek meen, dink terug aan Genesis. God sê, laat daar lig wees, en wat gebeur? Lig verskyn.
God sê nie, kom ek probeer lig maak nie. Hy spreek en dit gebeur. Jesaja 55 vers 11 sê, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag. Sien, wanneer God praat, skep hy. Wanneer Jesus sê, staan op, gee hy terselfdertyd die vermoë om op te staan. En dis waarom ons geloof nooit in onsself kan lê nie. Ons geloof moet altyd lê in Jesus Christus. En hierdie woorde in Koning van die Eeue is vir my so mooi. The impotent man looked to Jesus with new hope. The expression of his countenance, the tones of his voice, were unlike those of all others. Christ seemed to breathe hope into him. Wow. Vriende, kan julle dit sien? Voordat hierdie man genees is, het Jesus reeds hoop in hom ingeblaas. Want hoop is dikwels die eerste wonderwerk. Hoeveel mense het nie eers vandag meer hoop oor nie? Hulle glo nog, maar hulle verwag nie meer nie. Maar sien, Jesus kom vandag nog en hy blaas hoop terug in mense. The man willed to obey the command of Christ, and as he did, so every muscle and nerve responded to his will. Vriende, hierdie sin is vir my net ongelooflik. Sy skryf nie dat die man eers gevoel het hy word gesond nie. Hy het nie eers getoets of sy bene werk nie. Hy het nie eers gewag vir 'n bewys nie. Hy het op daai oomblik net gekies om Jesus te glo. En terwyl hy reageer, ontvang hy die krag. Sjoe, vriende, sien julle die evangelie hier? God vra nooit iets sonder om die genade te gee om dit te kan doen nie. En dit is hoe redding werk. Filippense 2 vers 13 sê, want dit is God wat in julle werk en te wil sowel as om te werk. Selfs die vermoë om te gehoorsaam is 'n gawe van God. Dankie tog. Maar hier is nou wat ek nogal oor wonder. Wat sou gebeur as hierdie man gesê het, Here, ek gaan eers kyk of ek iets voel. Ek gaan wag totdat my bene sterk voel. Ek gaan wag totdat ek seker is. Had he stopped to doubt, he would have lost his only chance of healing. En dit laat my dink, hoeveel keer wag ons vir gevoelens? Gevoelens voordat ons God vertrou. Ons sê, Here, as ek net eers vrede voel, as ek net eers seker voel, as ek net eers verstaan, maar God sê, glo in my. Glo in my. Nie omdat jy alles verstaan nie, maar omdat God betroubaar is. Nou ek dink die grootste wonderwerk het nie gebeur toe sy bene beweeg het nie. Vriende, die grootste wonderwerk het gebeur toe sy hart besluit het, ek gaan hierdie man glo. Want daardie besluit het alles verander. Ware geloof is nie om alles te verstaan nie. Ware geloof is om Christus te vertrou, selfs voordat jy die uitkoms sien. En nou gebeur iets baie vreemd. Sien, as ek Jesus was, sou ek gesê het, los die mat. Maar Jesus sê, tel hom op. Hoekom? Want vriende, hierdie mat vertel ook 'n storie. Vir 38 jaar het die mat hom gedra. En nou dra hy die mat. Wat 'n prentjie. Dit wat eens die simbool van sy hulpeloosheid was, word nou die bewys van God se genade. Vriende, God is daarom wonderlik. Hy vat dikwels die plek van jou grootste pyn en maak dit later die plek van jou grootste getuienis. Ek meen, dink aan Josef, die put, die tronk, en later sê hy, God het dit ten goeie gedink. Dink aan Petrus, hy verloon Jesus en later preek hy op Pinksterdag. Dink aan Paulus, hy vervolg die kerk en later help hy bou aan die kerk. Sien, God mors nie eers met wonde nie. Hy verlos, hy herstel en dikwels gebruik hy juis daardie wonde om ander mense hoop te gee. En dalk verstaan jy ook soos ek vandag beter wat Paulus sê, word verander deur die vernuwing van julle denke. Want hy sê nie word verander deur die omstandighede nie, nee. Hy sê deur die vernuwing van julle denke. Vriende, Jesus het nie hierdie man se verlede verander nie. Die 38 jaar het steeds gebeur, maar hy het sy toekoms verander. En dit is presies wat God vandag nog doen. Hy herskryf nie altyd jou verlede nie, maar hy gee jou 'n nuwe identiteit. Jy is nie meer die verslaafde nie. Jy is nie meer die verraaide nie. Jy is nie meer 'n mislukking nie, die gebroke mens nie. In Christus is jy 'n nuwe skepping.
Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. 2 Korintiërs 5 vers 17. Nou kan julle dink hoe die mense moes kyk. Is dit nie daardie man nie? Was hy nie die een wat altyd daar gelê het nie en nou loop hy? Hy dra sy mat. Vriende, 'n veranderde lewe is die sterkste preek. Nie 'n argument nie, nie 'n debat nie, nie 'n slim antwoord nie, 'n veranderde lewe. Want wanneer mense kan sê, ek onthou wie jy was, maar kyk wat het Christus gedoen in jou. Dit is 'n getuienis. Vriende, Jesus het nie hierdie man gehelp om eers by die water uit te kom nie. Hy het vir hom gewys, jy hoef nie meer op die water te wag nie, want die bron van lewe het langs hom gestaan. En vandag vra Jesus steeds nie vir my en jou om ons eie krag bymekaar te maak nie. Hy sê nie, word eers sterk en dan kom jy na my toe nie. Hy sê, kom na my toe. Want die krag lê nie in my en jou vermoë om op te staan nie. Die krag lê in sy stem wat sê, staan op. En wanneer Christus praat, gee hy altyd genoeg genade om te doen wat hy vra. Nou die verhaal kon hier geëindig het. Die man loop, die skare juig en Jesus vertrek. Die wonderwerk is klaar. Maar Johannes skryf verder, want hy wil hê ons moet iets verstaan. Jesus het nooit gekom om 'n liggaam te genees nie. Vriende, hy het gekom om mense terug te bring na die Vader toe. Want so rukkie later lees ons in Johannes 5 vers 14, daarna kry Jesus hom in die tempel. Nou ek love hierdie deel. Jesus genees hom nie en dan vergeet hy van hom nie. Hy gaan soek hom weer. Is dit nie presies hoe Jesus met my en jou ook werk nie? Hy red jou nie en dan los hy jou alleen nie. Hy bly jou herder. Hy bly jou leermeester, hy bly jou vriend. Filippense 1 vers 6 sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig. Sien vriende, God begin nooit iets wat hy nie gaan klaarmaak nie. Maar ek moet net gou hierdie ook vra, waarom die tempel? Want ek dink dis dalk baie betekenisvol. Waar kry Jesus hom? Nie weer by die bad nie, nie weer tussen die skare nie, maar in die tempel. Die man het nie net nuwe bene gekry nie. Hy het nou gegaan om God te aanbid. En dit vertel vir my iets, vriende, ware genesing bring altyd aanbidding voort. Wanneer God jou lewe aanraak, wil jy nader aan hom leef. Vriende, ons leef in 'n wêreld waar mense baie moeite doen om gesond te word. Ons oefen, ons eet gesond, ons drink vitamiene en is alles baie goed. Maar laat ek hierdie vraag vra. Wat help dit as jou liggaam gesond is, maar jou hart is bitter? Wat help dit as jou bloeddruk perfek is, maar jy kan nie vergewe nie? Wat help dit as jy kilometers ver kan hardloop, maar jy dra steeds skuld van dit wat jy nog nie wil neersit by die kruis nie? Want Jesus wil meer doen. Hy wil die hele mens herstel. Die Bybel praat van 'n nuwe hart in Esegiel 36 vers 26, 'n nuwe verstand, Romeine 12 vers 2, 'n nuwe skepping, 2 Korintiërs 5 vers 17 en uiteindelik 'n nuwe aarde, Openbaring 21. God se verlossingsplan gaan altyd oor heelheid. Want as ons teruggaan na die begin van die Bybel, in Eden was daar nie siektes nie, geen pyn, geen dood. God het saam met die mens gewandel en toe kom sonde en alles breek. Nou staan ons by Bethesda, 'n plek vol siekte, vol pyn, vol mense wat wag en dan kom Jesus, die tweede Adam. En hy begin reeds hier om die gevolge van die sondeval om te keer. Elke wonderwerk in die evangelies is eintlik 'n klein venster op die koninkryk van God. Dit wys vir ons hoe die hele wêreld bedoel is om te wees en hoe dit eendag sal wees. En dan moet ons onsself die vraag vra wat Jesus hierdie man gevra het. Na dit alles, wil jy heel word? Die koning van die eeue op bladsy 203 sê, the Saviour is bending over the purchase of his blood, saying with inexpressible tenderness and pity, wilt thou be made whole? Dink vir 'n oomblik daaroor. Die verlosser buig af. Hy staan nie met gevoude arms en wag dat ons moet uitkom nie. Hy kom na ons toe. Hy buig af. Hy kyk ons in die oë en hy praat met teerheid. En hy vra jou, wil jy heel word? Vriende, wil jy vandag heel word? Ons lees in Openbaring 21
En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood of rou of geween of pyn meer wees nie. Op daardie dag sal niemand meer vra, wil jy gesond word nie, want almal wat in Christus is, sal volkome heel wees. Maar tot daardie dag aanbreek, hoor ons vandag nog die stem van Jesus. Nie altyd hard nie, soms sag, soms stil. Nie veroordelend nie, maar met oneindige liefde, met baie geduld, met baie genade. En hy buig voor jou vanoggend af en hy vra, wil jy heel word? Vriende, mag ons antwoord nie wees soos die man se eerste antwoord, 'n lys redes waarom niks moontlik is en niks kan gebeur nie. Maar mag ons antwoord eenvoudig wees, ja Here, ek wil, want ek behoort aan U en U kan my heel maak. Vriende, kom ons bid saam. Ons liefdevolle Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U weer met ons gepraat het vandag deur die woord. Dankie Here dat U nie net ons liggame wil genees nie, maar ook ons harte, ons gedagtes, ons hele lewe. Here, asseblief gee ons moed om soos die man van Bethesda op te staan wanneer U ons roep. Help ons om nie vas te hou in ons verlede of in ons verskonings of die seer goed wat ons het nie, maar om in geloof die nuwe lewe te omhels wat U vir ons gee. Seën ons Here, lei ons en heel ons. Dis ons gebed in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen.